God is met ons. Levende woord, reddende Here, reddende Here, U is die levende woord. Reddende Here, want Yeshua, Jesus beteken een wat red, een wat verlos, wat ons losmaak van die hel, van die Satan, van jou sondeskuld, wat jou losmaak van jouself, sodat jy vir hom kan lewe. En dis die beste manier van lewe. Dis die lewe wat vervullend is. Dis die grootste avontuur wat daar is, om saam met hom te lewe. En hy is die verlosser. Hy maak ons los van allerhande skyn oplossings. Want hy is die waarheid. Hy is die lewe. En as ons omvolg, sal ons nie duisternis voortstrompel nie, sê Jesus, maar ons sal die lig hê wat lewe gee. Wag, ek hoop jy lewe. Maar soos Jesus gesê het in Johannes 10, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Volheid, vol. Dat jou bekertjie oorloop, die maak my beker oorloop, sê Dawid. Ek dink ek moet gou saam met die kindertjies 'n lied sing. Wie van julle kinders ken loof hom met die tromme? Loof hom met die tromme. Alright, jy ken dit. Sing dit gou saam met my en dan sing ons loof hom wie hy is, né? Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, nie die hark nie. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende cymbale. Alles wat as met loof moet die Heer, alles wat as met loof moet die Heer. Tweede vers sê, prys hom met julle stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en in Tabazimbi. Prys hom met jou stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat as met loof die Heer, alles wat as met loof die Heer. Kom ons sing weer die eerste vers. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende cymbale. Loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende cymbale. Alles wat as met loof die Heer, alles wat as met loof die Heer, alles wat as met loof die Heer. Dit was baie mooi, maar ek mis die maats hiervoor. Kom staan gou hier by my, van julle kinders, en sing ons nog so 2 liedjies saam met julle. Al die kindertjies, klein kinders, kom staan by my laerskool, dan sing ons gou saam 'n paar liedjies. Julle hoef regtig nie skaam te wees nie, is baie lekker hiervoor. Om Janne tot 'n halwe waaier ook daar, so. Dit help baie. Kom, staan 'n bietjie, dis reg, as hy staan sommer net hier. En wat is jou naam? Arno. Arno, dis 'n mooi naam. Arnoldus. En jou naam? Emje. Hallo. Martinus Johannes. Matthys, alright. En jy? Nina. Hallo. Alright, ons kan nie almal se name vra nie. Maar kom ons sing van my God is so groot. Ken julle my God is so groot? Mag gou op julle arms so wyd sê my God is so groot. So sterk, wys my jou spiere. Wow. Regte flowball spiere daai. Maak hulle bietjie, maak hulle. En ons sê, die berge maak 'n bergie, die berge maak hy. En die riviere, hoe maak 'n rivier so? Ja, en die see, het sulke golwe, né? Oom Jan verlang vanmôre na Mosselbaai se see, net omdat dit so warm is hier in Tabazimbi. So kom ons sing gou. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, So sterk en so magtig, as niks wat my God nie kan doen. die berge maak hy, die riviere dat hy, die see en alles daarin. Ja, my God is so groot,
lees ons van dit wat God alles kan doen. Ons lees dit in sy boek, né? Wat is die boek van die Here se naam? Weet julle dalk? Dis die Bybel, die Bybel, die Bybel. Ek het ook 'n kinderbybel saamgebring. Daar's niks so lekker as om 'n Bybel in die hand te sit van die kinders nie. En om vir hulle te sê, hoor net hoe wonderlik is die Here. Ons kinders ken TikTok. En hulle ken WhatsApp, en hulle ken Twitter, en hulle ken al daai goed, hulle Googleoer. Baie ken nie meer die woord. Is ongelukkig so. Vra nou dag van oukie, ken jy vir Abraham? As jy nie oom my werk, hy bly nie in my straat nie. Hulle ken nie meer die Bybel nie. En daarom, ons moet die Bybel lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou Krag. maak jy, beteken dat jy gaan 'n sixpack kry. Nee, is nie daai krag nie. Dis krag van die Here, is krag in ons hart. Maak dat ons nie bang is nie. Maak dat ons sterk is. En daarom, maatjies, moet ons Bybel lees. Wie van julle het Bybels? Lees? Ja, julle moet Bybel lees, hoor. Dat jy kan krag kry en sterk word. En as jy dalk belangstel, dit is beskikbaar, kon 10 op die vlug kry. En daar is nommer 1 Bybel en ook die nuutste Bybel wat ek geskryf het vir kindertjies, dat hulle die Here se woord kan ken. As jy nie geld gebring het nie, ek het 'n betaal nou, kreun later musienkie saamgebring, wat jy wel kan gebruik as jy wil. Goed, kom ons sing, maatjies, van lees jou Bybel. Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Jou Krag. en dit gee jou Krag. ja, dit gee jou krag. Lees jou Bybel, Bid elke dag. want dit gee jou Krag. ja. Sing saam met die kinders, is mos die waarheid, né? Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag. Want dit gee jou krag. want dit gee Jou krag. want dit gee Jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag. Want dit gee jou krag. ja, dit gee ons krag. Dis soos die wyse man, maatjies. Onthou julle die wyse man? Die wyse man het sy huis gebou op 'n rots, julle is reg, op 'n rots. En toe het dit begin reën en die haal het geval en die stormwinde het gewaai en die bome sommer uitgeruk uit die grond uit en die weerligstrale het geval en die wyse man het so gekyk en gesê, hier is 'n groot storm, maar sy huisie het bly staan, hè, want hy het op die rots gebou. En die dwaase man, hy het gebou op die sand. Nou as die reën baie hard val en daar's baie water, dan vat dit sommer die sand so weg, né? En as jy op die sand gebou, dan val die huis sommer plat, né? So mense moet op die rots bou. Nou Jesus het dit as 'n storie vertel om iets te sê, weer eens. Hy het gesê, as iemand my woorde hoor en dit doen. Dis 'n werkwoord. En dit doen. Dan kan die storms van die lewe maar kom, want jou huisie sal kan bly staan, want Christus is 'n rots en sy woorde is jou krag. Maar die dwaase man hoor die woord van die Here en hy sê, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan dit maar laat verbygaan by my, en dan val sy huis plat, né? Ken julle die wyse man se liedjie? Right, kom ons sing dit. Ons sê, ons wil nie soos 'n dwaase man wees nie, man. Ons wil 'n wyse man wees. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval. Wys die reën. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots staan vas. Maar die dwaase man bou sy huis op die
sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het meer geval. En die reën Val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. en die huis op die sand val plat. Jong, julle moet versigtig wees. Daar's 'n storm op die pad en ons sal moet sterk staan, anders gaan ons ook omval, né? So ons moet sê, Here, ons is aan die kant. Laaste liedjie saam met die kinders. Wie van julle kan op een been staan? Staan so op een been? Ja, kan jy weer tone weg, so 'n bietjie op jou tone. Soos Dominee Bernhard is 'n ernstige preek. Ja, so. Het julle, dis 'n bietjie onvroulik, maar kan julle julle kniekoppe so 'n bietjie so wikkel, so ja, daar is hy. Het julle hande, klap gou julle hande. En jy die mooiste tande, kom staan nie by my, man. Dis mooi tande, man, kyk hy smile. En elke keer as ons kom by die tande, dan moet jy smile, hoor, sal jy bly net daar staan. En dan sê ons, maar ons is ons ken die Here en ons is lief vir hom en ons is 'n wonderwerk. God het 'n plan met ons lewe en hy weet wat ons moet doen, hè. Elkeen is spesiaal gemaak. Hey, jy is 'n wonder, weet jy dit? Jy is besonder, weet jy dit? Net omdat jy asemhaal en net omdat jy kan bestaan. Kom ons klap hande. So klap nou met jou hande, glimlach met jou tande, wirkel met jou benen en staan nou net op benen. Ja, op jou tone. Jy is 'n viva wonderlik, viva wonderlik, viva wonderwerk. Hey, die Here is so lief vir jou. Hy het jou gemaak, hy hou van jou. Net omdat jy asemhaal en net omdat jy kan bestaan. Kom ons klap weer hande. So klap nou met jou hande, glimlach met jou tande, wirkel met jou benen, staan nou net op jene. Ja, wirkel op jou tone. Jy is 'n viva wonderlik, viva wonderlike, viva wonderwerk. Oh, maat. Die Here is lief vir jou. Hy het jou gemaak net soos jy is. En hy sê jy moet net, jy moet hoor wat jy moet doen. Klap nou met jou hande, glimlach met jou tande, pas op vir die volstaande ouma. Wirkel met jou benen, staan nou net op benen. Ja, wirkel op jou tone. Jy is 'n viva wonderlik, viva wonderlike, viva wonderwerk. Dankie maat, julle kom maar gaan sit. Dit was so lekker om saam met julle te sing. Ja, pragtige kinders wat julle het. Gaan iemand 'n woordjie spreek of gaan ek net aan, Bernhard? Wat sê jy? Na die tyd. Mosterd na die maal. Ja, sê welkom. Dis baie voorreg, groot voorreg om by julle te wees. Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil vir Anne en Diederik sê wat eintlik die inisiatief geneem het en gevra het, kan ek hier ietsie kom doen. Nou ek kan nie regtig vir iets gee wat die moeite werd is nie, want daar's nie goed genoeg in my nie. Maar die Here is in beheer van my lewe. Ek stel altyd my lewe in beheer van hom en ek glo hy gebruik enige mens. Hy het 'n donkie gebruik op 'n stadium. Hy kan enige iets en enige iemand gebruik as ons net gewillig is. Nee, het gaan nie oor hoe oulik jy is nie, of hoe slim jy is, of wat ook al nie. Dit gaan oor hy wat besluit om jou en my te gebruik. En daarom in daai gesindheid is ek by julle vanmôre met die gebed dat dit iets vir julle sal beteken. Vanaand sal daar ook 'n diens wees. Hoe laat is vanaand? So dis na 6:00. Dis goed. Dis goed, ja. Ek weet ook nie of dit goed is nie. Dis nog warm dan. Maar maak nie saak, maak nie straks. Goed, 6:00 vanaand en môre aand ook 6:00 en Dinsdag aan 6:00
het ek, en ek gaan nie vir julle lank besig hou nie, ek gaan so 'n uur besig hou, ons het nou 'n bietjie al oor die tyd gegaan, maar terwyl van die kinders, en ek wil elke aand ook saam met die kinders ietsie sing, vanaand ook, môre aand ook, so 10 minute voor die tyd, so 2 of 3 liedere saam met die kinders, as die kinders wil saamkom, dan is ons 7 uur se kant by die huis, so jy is baie welkom, en ek is gevra om by te dra tot julle week van gebed, dis 'n mooi ding, week van gebed sê, as ons nie bid nie, het ons moeilikheid. As ons nie bid nie, bly ons dom. As ons nie bid nie, is ons kragteloos. As ons nie met die Here praat nie, hoe sal ons weet wat moet ons doen? En daarom is dit 'n verskriklike wonderlike ding, dat ons 'n jaar begin deur te sê, kom ons bid. En ek gaan sommer oor gebed met julle praat, net 'n paar geselsies daaroor. Daar is so baie oor gebed geskryf. Biblioteke is vol geskryf daarvan. En ek gaan net so op die oppervlakte bietjie krap saam met julle en net so bietjie dink na aanleiding van een spesifieke teksvers. En ek wil dit graag met julle deel. En ek kan maar net dit deel vanuit nie kopkennis nie dit wat in die Bybel staan nie, ja dit ook, maar dit wat mense ervaar het in jou lewe. En dit wat jy mee saam stap met die Here vir soveel jare. Ek het 57 jaar gelede as jong seun van 16 het ek my lewe vir Jesus gegee. Was 'n predikantseun. Die stoutste in die gemeente dan nie, want ek moes met die gemeente se kinders speel. Hulle sê ons maar die predikantskinders is bietjie onhebbelik. En dit was so in my geval. Ek was maar 'n rowwe diamant. Maar toe het die Here aan die deur van my lewe kom klop. Vir my gesê, Jan, jy maak droog. Jan, jy is bang vir godsdiens, want jy het nog nie vir God ontmoet nie. Jan, jy ken alles van die Bybel, want jou pa is die dominee, maar jy ken nie vir my nie. Ek sal hy nooit vergeet daai aand toe. Ek besef het, maar ek moet die Here 'n kans gee, en ek moet vir hom sê, Here, hier is my lewe. En dit is nou amper 60 jaar terug. Ek is so bly dat dit nie gebeur het toe ek 70 geword het nie. Maar dat ek 16 was. En 'n pad saam met die Here kon loop, baie kon leer saam met jou. Maar uit mense verhouding met die Here kry jy naderhand insigte, en ek hoop dat ek hier en daar iets sal deel wat die moeite werd is, wat jou sal motiveer. Baie ouens sê, man, ek kan nie bid nie. Wel, as jy nie wedergebore is nie, kan jy nie bid nie. As jou gebede gemors, by wyse van spreek. Want jy ken nie God nie. Hoe kan jy met iemand praat as jy hom ken nie? Jy kan so bolangs praat, jy weet so. Hallo, kom met jou. Maar jy kan nie regtig van hart tot hart praat nie, want jy ken nie die persoon nie. En dan kom die duiwel ook nog in en sê, maar jy kan nie goed bid nie. Jy kan nie mooi bid nie. Dis nou duiwel 3 vers 3. Asof die Here na mooi gebede luister. Man, dis twak. Dis nonsens. Die Here luister na 'n mens se eerlike hart. Hy ken ons in elk geval. Maar hy wil graag hê ons moet op 'n punt kom dat ons net met hom gesels. En hom vertrou vir wie hy is, maar leer hom ken vir wie hy is. Dis die belangrikste. En ek weet, ek praat met mense wat in die kerk sit en is wonderlik, maar ek het hierdie jare ook geleer dat daar baie mense in kerke is wat totaal ongered is. Wat nie vir Christus ken nie. Wat sê ek weet nie waantoe ek gaan as ek nou doodgaan nie. Daarom wil ek vir jou uitnooi met liefde, sonder enige verwyte of enige oordeel in my hart. Maak besigheid met God. Sluit vriendskap met die Here. Leer hom ken vir wie hy is. Jy sal nooit spyt wees nie. Want hy is wonderlik. En sonder hom wil ons nie eintlik lewe nie. Here, baie dankie dat ek kan saam wees hier in Tabaslimbi. Saam met hierdie dierbare mense, en u ken elkeen.
En jy ken elkeen se drome, jy ken elkeen se begeertes, jy ken elkeen se stryd en se vrees. Dankie dat u werklikheid is hier by ons vandag. Ons bid dat u ons sal saambind in liefde. En ons begin en ons aangaan en ons klaarmaak, alles doen in u naam. Want u naam is 'n sterk toring. En ons hardloop daarin en ons word beskud, so sê u woord. Kom praat met ons deur die Gees. Ons dankie. Dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie dat ons kan inkyk in hierdie jaar en kan sê, ons weet nie wat vir ons voorlê nie, maar ons weet een ding, God is môre daar, soos vandag. Gister, vandag en tot in alle ewigheid is u dieselfde. Omstandighede verander, gesondheid verander, finansies verander, alles verander, maar u is onveranderlik. U is ons anker, u is ons krag, u is ons sterkte. Ons wil ons vasmaak aan die Here. Amen. Gebed is belangrik. Liewe vriende, ek het dit reeds gesê. Jesus het as seun van God, wat die Bybel vir ons sê, hy het nie sonde gehad nie. So hy het nie dieselfde probleme en uitdagings gehad wat ek en jy het nie. O ja, hy het dit gehad, maar nie, hy het nie die sonde las wat ek en jy mee worstel. Het hy nie gedra nie. Behalwe aan die kruis, toe hy jou en my sonde las gedra. Maar Jesus het dit nodig geag as die seun van God om gedurig met sy Pa te praat. Hy was 'n man met 'n missie, hy is gestuur om ons te kom verlos. Hy het geweet, hy kom om te kom sterf, hy moet betaal vir die skuld van sonde. Dit was 'n moeilike opdrag en hy kon maklik 'n fout gemaak het en hy kon maklik ook in sy menslikheid, want hy was ook mens met swakhede, alhoewel hy bekragtig was deur die Heilige Gees. Maar as mens met swakhede kon hy omgedraai het, jy onthou in Getsemane. Toe hy bloeddruppels gesweet het. Dis die snaakse, baie rare mediese toestand wat hulle noem hematidrosis. Wanneer jy onder so geweldige stres is, soveel druk is, dat jou sweetkliere bars. En dan as jy sweet, dan kom daar bloed uit. Hematidrosis. Hy het angs gehad, hy kon omgedraai het, maar hy het gedurig gebid. Eenmal nagte deur. Hulle sê vir ons dat die dag voordat hy sy disippels gekies het, het hy die hele nag gebid. Seker gemaak dat hy die regte keuses maak volgens God se wil. Jesus is vir ons die voorbeeld van iemand wat baie tyd spandeer het met sy Pa, om met sy Pa te praat en duidelikheid te kry oor sy lewe en oor die koninkryk wat hy moes kom vestig het. En Jesus het baie duidelik gesê vir sy volgelinge, en dis ook ek en jy, klop, vir jou sal oopgemaak word. Soek, jy sal vind. Bid, en jy sal ontvang. En dan sê hy, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle het nie wat nie? Die oorwinning. Die sekerheid van sy sorg, die sekerheid van sy teenwoordigheid, die krag van sy teenwoordigheid. Julle het dit nie. Julle is soos blaartjies in die wind wat rondgegooi word. En nou wat hy sê disippels ook geleer, want hulle het hom seker dopgehou en gesien, maar hy praat gedurig, en partymal het hy die hele dag gewerk, en dan het hy vanaand maar weer gaan bid, want hy het gesê, kan nie anders nie, moet bid, moet met God praat. En dan sê sy disippels, leer ons asseblief om ook te bid. En dan gee hy vir hulle 'n modelgebed, en julle ken dit goed, die Onse Vader. En hy leer hulle om te bid. Maar as ons dink, net daai modelgebed is die manier van bid, dan is dit ook nie heeltemal reg nie, want
Die Heilige Gees is in jou en my as Christene en hy dring ons om te bid en hy praat met ons om te bid en ons kan met die Here alles deel. Nie net 'n vormgebed soos die Onse Vader nie. Ek dink Jesus wou met die Onse Vader sekere geestelike waarhede deurbring. Onse Vader wat in die hemel is, jy het 'n Pa. Laat U naam geheilig word. U is wonderlik, Here. Ons wil nie U naam in die modder smeer nie, Here. Wees U nommer 1. Laat U koninkryk kom, Here. Laat dit in my hart kom, laat dit in my omgewing kom, laat dit in Tabasimbi kom. Kom, Here, kom werk asseblief. Wat leer hy ons? Om bietjie weg te kyk eers van onsself na iets groters as ons. En dan later sê hy, gee my vandag my daaglikse brood. Gewoonlik bid ons dit eers. Gee my geld. Gee my geld. Gee my 'n karriere. Hy leer ons bid. So kom ons sing gou die Onse Vader. Ken nie die Onse Vader, ek is seker die ken dit. Kom ons sing daai pragtige lied. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Dis ook 'n manier van bid natuurlik, wanneer ons dood eenvoudig dit sing voor God. Gebed, sang is ook 'n tipe van gebed. Nou sien ek het dit nie hier nie, so kom ek kry dit gou op 'n ander plek. Ons Vader wat woon in die hemel. Ek het nog gedink ek het dit hier. Ons net gou kyk. Ag Here, ons sal maar net op U fokus en met U praat. Dankie dat U ons hoor. Dankie dat U is wie U is, ons Vader, wat woon in die hemel. Geheilig sy vergeef ons al ons skuld net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, verrus die ruik en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Jesus het gebid, hy het ons geleer om te bid, hy het vir ons gesê, dit is belangrik om te bid, as jy nie bid nie, dan het jy nie, dit is nodig om te bid, en dit is belangrik dat ek en jy sal besef, ons kan nie regtig suksesvol wees in die oë van God, en in die oë van die ewigheid, want dis waaroor dit gaan, ons is maar 'n kort tydjie op aarde,
Party ons probeer al hulle sukses opgaar op aarde en dan verloor hulle alles. Nee, ware sukses is om tot in ewigheid suksesvol te wees. Maar ek glo ook as jy regtig die Here se pad loop, dat jy ook op aarde suksesvol is in dit wat jy doen. Jesus was hoogs suksesvol. Hy het op 'n wonderlike manier geleef, hy het op 'n wonderlike manier gesterf, tragies maar oorwinnend. Hy sê ek lê my lewe af en niemand vat my lewe van my af en ek lê dit uit myself af. En dan sterf hy, gee homself en hy staan op uit die dood en hy heers as koning oor sy koninkryk. Hy is hoogs suksesvol want hy het gebid en hy het by sy Vader die opdragte gekry en die planne gekry vir sy lewe. As jy werklik suksesvol wil wees vir jou besigheid, as jy werklik suksesvol wil wees in jou menseverhoudinge, in jou huwelik en alles wat jy doen, leef volgens God se standaarde. Lewe met integriteit. Wees 'n sukses met integriteit. Gebed is die engine kamer waar die krag opgewek word sodat daar vorentoe beweging kan wees, sodat daar sukses kan wees, sodat daar vordering kan wees. Dis soos 'n motor se engine wat die wiele laat rol. As daai engine nie werk nie, dan rol die wiele nie effektief nie. En gebed is daai engine wat jou en my wiele laat rol die toekoms in. Ook hierdie jaar van 2023 in. Kom, doen dit op God se manier. Word bekragtig deurdat jy in kontak is met hom wat die kragbron is. Omdat jy met hom praat en hy met jou praat. Omdat daar gebed is. En jy sal 'n baie beter beweging hê met sukses vorentoe in hierdie jaar. Die duiwel sê soms vir jou, ag nee, jy het nie regtig God nodig nie. Die meerderheid van die mense in die wêreld het nie God nodig nie. Hulle dink ek het dit self. Ja, want hulle wil hulle eie krag opwek, maar hulle het moeilikheid. Baie moeilikheid. Lees Psalm 73, dan sien jy hoe, wat is hulle einde. En pas op, die duiwel, hy kom na jou en my toe en sê, jy het nie regtig 'n engine nodig nie, kom ek sal jou tou. Hak net aan by my. Ek sal jou tou. Kom ons gaan. En jy kan getou word met 'n motorkar, jy kan selfs 140 ry met 'n tou, as jy getou word. Maar dit is gevaarlik. Dit is gevaarlik. Paulus sê, julle het julle laat lei deur die vors van die duister magte. Julle was so stupid, julle het dit nie eens agtergekom nie. Julle het gedink is julle self. Hy het julle gelei, hy het julle getou. En julle uiteinde is 'n gemors. Hy sê nee, kom na Jesus toe. Verbind jou aan hom en laat hy jou kragbron wees en laat hy met jou praat en laat hy vir jou wysheid gee. Laat hy jou vul met sy Heilige Gees. Moenie getou word nie. Wek die krag op hier binne. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees in julle is. Dan sal julle kan lewe tot my eer, sê Jesus. Word vervul met die Heilige Gees. God bekragtig jou en my deur gebed. Gebed is die vuur in ons, wat ons aan die gang hou, dat ons vonkproppe kan vuur. Gebed is die plek waar jy en ek oorwinningsperspektief kry, omdat ons in die oorwinnaar se oë kyk elke dag. Daarom wil ek jou graag motiveer in die begin van die jaar. Wil jy nie 'n nuwe ontdekkingsreis maak saam met God, in terme van gesels met hom nie? Jy kan kom net jy is. Jy hoef nie soos ek 'n das aan te trek nie. Jy kan kom net jy is. Jy kan kom met al jou vrat en jou moesies en jou eelte en die skimmel tussen jou tone. Kom net jy is. Soos die verlore seun wat gestink het, maar die pa het na hom toe gehardloop en hom gedruk teen sy bors. Dis God. En daarom wil ek vir jou sê, kom soos jy is, maar kom praat 'n bietjie met die Here. Praat 'n bietjie, gesels 'n bietjie met hom. Want dis wat gebed is niks anders as gesels nie. Nou wil ek 'n versie lees hier in Filippense. Baie bekend, julle ken dit jou waarskynlik.
Paulus is 'n bietjie in die moeilikheid. Maar hy sê by die 4de vers baie pragtig. Hy het rede om bekommerd te wees. Hy het rede om te stres. Hy gaan dalk doodgemaak word, hy is later doodgemaak deur Nero. Wat hom onthoof het. En terwyl hy hier sit, wat sê hy? Ek val uit mekaar uit, ek stres, wat gaan gebeur, Nee, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal dit, sê ek wil dit onderstreep, man. Hoor wat ek vir jou sê, ek sit in die tronk, maar wees bly. En wees inskikkelik teenoor alle mense, vers 6 dan. Moet oor niks besorg wees nie. Don't worry, be happy. Wees oor niks besorg nie. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging bekend by God. En dan gaan 'n wonderwerk gebeur. En na 57 jaar met die Here sê ek vir jou, dis waaragtig waar. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jy kan dit nie kop nie, jy kan dit nie definieer nie, jy kan dit nie mooi verstaan nie. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart, jou emosies, en dit sal jou gedagtes, wat so maal in die nag, wat die plannetjies maak om uit die gemors uit te kom, sal die wag hou oor dit alles in Christus Jesus, omdat jy in hom is en in hom glo. Wow. Kom ons kyk die volgende 4 geleenthede na hierdie vers. Die eerste ding wat hy sê is, moenie bekommerd wees nie. Het jy al nie die Bybel gelees? Hoeveel keer die Bybel jou verbied om te worry? Verbied. Wees nie bevrees nie. Sê Jesaja, dis God wat praat. Moenie bekommerd wees oor wat jy gaan eet en wat jy gaan drink en wat jy gaan aantrek nie. Matteus 6 sê Jesus. Moenie bekommerd wees. Moenie beteken moenie. Ja, maar Jan, nee, moenie. Stop it. Hou op om te stres. Hou op om bekommerd te wees, hou op om te vrees. Want vrees is negatief. Wat is vrees? Ek lees 'n definisie. Fear is an unpleasant feeling triggered by the perception, dit wat jy dink, of danger, real or imagined. Excuse. It is the unpleasant feeling triggered by the perception of danger, real or imagined. Jy sien, vrees is nooit daar nie. Vrees is nie daar buite jou nie. Hy is hier. Hy is hier. En dis ook waar God woon. Vrees is in jou gedagtes. Vrees is nie buitekant jou nie. Jy vrees goed buitekant jou, maar jy laat dit toe om hier binne te vrees. Dis hier binne waar die probleem is. Fear, F-E-A-R, staan, het iemand geskryf, for false evidence appearing real. 9.9 goed waarvoor jy bang is, gebeur nooit. Maar dit kan jou lewe regeer. En daarom sê die Bybel, moenie op daai pad gaan loop nie. Soos iemand gesê, fear is the path to the dark side. Die Satan wil jou laat vrees. 'n Mens word nie met vrees gebore nie. Jy leer dit aan. Ja, ons leer vir ons kinders, moenie met 'n adder speel nie, want hy gaan jou kan pik. So wees versigtig, don't do this.
Moenie jou hand op die warm stoof van die plaat sit nie, want jy gaan jou gaar brand. Moet dit nie doen nie. Maar dis nie vrees nie, dis waarskuwing vir dit wat kan gebeur in jou lewe. Moenie dit toelaat in jou lewe nie. Vrees is aangeleer. En deur die jare kom die duiwel wat die meestervors van die vrees is. En hy probeer mense vashou. COVID. Hoe ernstig dit mag gewees het. So dit is nakies. Weet jy hoeveel mense is in Suid-Afrika dood aan COVID? Hoeveel persent van die bevolking? 0,003%. As jy 'n man teken, en dit sou die totale bevolking wees van Suid-Afrika, is dit die voetsole van daai man, as jy dit inkleer. Maar COVID het ons vasgevang in vrees. Mense het vreesagtig geword. Daar's baie meer mense dood aan vrees as aan COVID. Want vrees gee jou hartaanvalle. Vrees gee jou kolonitis. Jou kolon staan naderhand soos 'n adder hier binne in jou. Vrees gee jou hoë bloeddruk. Vrees laat jou uitmekaar uitval. Vrees is geweldige vyand en die Satan is die meester van die vrees. Hy weet hoe mense te manipuleer om bang en bekommerd te wees. Roosevelt het gesê, the only thing we have to fear is fear itself. Skrik jou vrek vir vrees. Sê ek gaan nie vrees nie. Fear does not exist anywhere except in your mind. En daarom kom die Here en sê, kom praat met my oor jou sorge. Praat met my oor jou probleme. Praat met jou oor jou vrees van hoe dit kan dalk gebeur. Praat met my daaroor. Many people are not living their dreams because they are living their fears. God sê ek het 'n droom vir jou. Ek wil jou help, ek wil saam met jou wees op die pad, ek wil jou ondersteun en ek wil hê jy moet vrede hê. Vrede laat ek vir jou na, my vrede gee ek vir jou. Ek gee nie soos die wêreld gee nie, want hy kan dit nie gee nie, hy gee vrees. Ek wens jou 'n wonderlike jaar toe, met baie vrede. Met 'n innerlike rus in 'n stikkende wêreld, met soveel probleme, en 'n stikkende Suid-Afrika sonder krag. Môre het Bernard my herinner, laat ek by 'n vorige geleentheid in die gemeente gesê het, en ek het dit vanmôre ook belewe, man, as jy saam met my met 'n motorkar ry in Suid-Afrika, geniet jy jou gate uit. Ook hier in Tabazimbi. Daar is soveel moeilikheid in ons land, liewe vriende. Ek en jy, as ons konsentreer op wat verkeerd is, sal ons in pessimisme verval, sal ons depressief raak. God sê, ek het jou te lief om jou toe te laat om daar te gaan. Ek wil jou vul met my vrede, te midde van die potholes. Ek wil vir jou vul met my vrede, te midde van COVID. Ek wil jou vul met my vrede, te midde van jou finansiële probleme. Praat met my oor jou kind, praat met my oor jou huwelik, praat met my, praat jou hart uit, dit is 'n stuk terapie, maak oop jou gees, wees oor niks besorg nie, gee dit vir my. Paulus sit in die tronk, hy gaan tereggestel word, hy sê ek is bly in Christus vir wat ek het, ek weet waantoe ek gaan, ek weier om te vrees, ek sal in vrede lewe, want ek praat met God, en hy is by my, en ek is in sy teenwoordigheid, en hy het gesê, ek is met jou al die dae tot die einde, ek sal jou nooit alleen laat nie, nooit nie, ek is altyd daar vir jou. Ek dink aan 'n liedjie wat ek geskryf het vir die kinders, miskien moet ek dit gou vir julle sing, kinders wat sê, ek gaan nie bang wees nie, ek gaan nie bang wees nie, ek gaan nie bang wees nie. Dalk is daar 'n spinnekop wat oor jou voete loop, of dalk is daar spooke in
skelm kom en hy loer deur jou ruit. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, want Jesus is by my. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, hy sal altyd by my bly. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, want Jesus is by my. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, hy sal altyd by my bly. En sê nou net daar sy lichtbrood ou slang. Of dalk is daar 'n leeu en hy wil my vang. Of die storms kom en daar is donder weer. Of daar's 'n boelie by die skool en hy maak my seer. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, want Jesus is by my. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, hy sal altyd by my bly. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, want Jesus is by my. Ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, hy sal altyd by my bly. Ja, Hy sal altyd by my bly. hy sal altyd by my bly. Ja. Moenie bang wees nie. Wees nie bevrees nie, ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Al gaan jy ook deur moeilike omstandighede, vure en riviere, ek sal sorg dat jy behou aan die ander kant agter aankom. Ek is daar vir jou. Ek is lief vir jou, ek gee om vir jou. Ja, wat van die disippels wat almal dood is? Omdat hulle Jesus gevolg het, wie hulle gee nie om nie. Dit was 'n geweldige eer vir hulle. Want hulle was so verlief op Christus, hulle was so verlief op die Here, dat hulle gesê het, my lewe behoort hy afval aan hom. En al moet ek sterf, hoe sê Psalm 23, ou vertaling, al gaan ek selfs deur 'n vallei van doodskade wee, jy gaan daardeur gaan, jy gaan daardeur gaan, jy gaan daardeur gaan. Almal van ons gaan daardeur gaan. Al gaan ek oor deur 'n vallei van doodskade wee, ek sal nie vrees nie. Want u is by my. Daar's geen sekonde wat jy sonder God lewe nie as jy sy kind is. En daarom verbied die Bybel ons om bang te wees en bekommerd te wees. Daarom sê Petrus, 1 Petrus 5:7, werp jou bekommernisse op hom, gooi dit weg van jou af. Gooi dit op hom, hy kan dit hanteer. Daai ding wat jou nou so bedreig, in jou lewe, miskien jou finansies, miskien jou gesondheid, miskien jou kind, miskien jou pa, jou ma, wat dit ook al mag wees. Ons het almal moeilikhede, ons het almal probleme, maar ek praat nie van 'n tipe van kop in die sand lewe nie, ek praat van in die realiteit lewe van die gebrokenheid, maar in die realiteit is soos Jesus wat slaap in die boot as die storm woed en sy disippels skree van angs en sê, gee nie om nie, Here, hoekom moet ons so bang wees? En dan sê julle klein gelowig, hoekom is julle geloof so klein? Ek roep jou op tot 'n lewe van geloof. En gebed is die verklanking van jou geloof. Here, ek praat met u, wie is u? U is die God almagtig. U is die God wat alles kan doen, Here. U is die Here wat my lewe in u hand hou. U woord sê nie 'n haar val van my hoof sonder dat u daarvan weet nie. Here, hoe kan ek twyfel aan u? Toe Petrus van die boot afklim en na Jesus toe stap hy op vaste grond tot op die punt wat hy kyk na die golwe. En toe sink hy. Waarna kyk jy?
Gebed is 'n manier om te kyk na God, om te fokus op die Here, oor wie hy is. En as ek en jy met hom praat, dan verander ons hier binnekant, want ons weet hy sorg vir ons. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek het 'n ou bekende lied gevat en net woorde daarvoor geskryf, is geskryf deur Jacques Offenbach, praat van die seisoene. En ons is nou in 'n nuwe jaar, nuwe uitdagings. Nie twyfel aan God se sorg vir jou nie. Ek kan vir jou sê, hy sorg. Ekskuus laat ek nou ietsie van myself sê, maar ek dink nou skielik daaraan, van 1983, wat ek uit die gemeente uitgegaan het, in Somerset West, het ek nog nooit 'n salaris verdien nie. 83, wat is dit, 40 jaar. Nie een maand 'n salaris gekry nie, nie geweet waar kom my geld vandaan nie. Het ek gesê, Here, ek is bereid om U wil te doen. Ek is bereid om my pad te loop, Here. Wys vir my, maar sorg vir my, want ek is U kind. Na 40 jaar sê ek vir jou, hy sorg vir sy kinders. Ek het nog nooit, sê die Bybel, die kinders van 'n regverdige sien honger ly nie. God is nie 'n slegte pa nie. Hy's 'n goeie pa, hy sorg vir sy kinders. En daarom moenie twyfel aan sy sorg nie. En omdat jy weet dat sy sorg 'n werklikheid is, al sê jou ouditeur is soms anders, al sê jou besigheid soms anders, al lyk dit vir jou of jy dit nie gaan maak nie, moenie twyfel aan God nie, hy is nie 'n mens nie. Kyk die mooi seisoene se kleure, helder en bont en sag. Ruik die veld, die blomme, die geure op 'n mooi lentedag. Hoe vloei die waterstrome in 'n stil vallei. Rooi bruin blare val uit bome in die herfstgetui. Winterrug, lenteprins overvloei. Hoor aan ons hier, sagte reën uit die lug, engele buig voor hom neer, lof van die groot Skepper Heer. Lente, somer, winter en herfst, seisoene vir ons gegee. Donkergroen die velde en woude, helder die diep blou see. Hy wat al sonder hoop sal sy hand oor ons hou. Hy wat alles beheer, ons Vader Heer. Hy sal sorg vir jou. Moenie twyfel nie, moenie bekommerd wees nie. Kyk na die lelies van die veld. Hy sorg vir hulle. Hoeveel meer werd is jy? Hy wat al sonder hoop sal sy hand oor jou hou. Ja, dis hy wat alles beheer, ons Vader Heer. My hart bloei vir jou, as jy vanmôre vrees het, omdat jy dink God kan nie vir jou sorg nie. Maak jou vas aan hom, praat met hom, vra vir hom. Die Here ken jou behoefte, hy ken myne.
Praat met God soos Dawid. Psalm 3 lees ek van Dawid, ek is amper klaar, maar lees ek van Dawid wat baie moeilike tydperk ingaan, want sy seun, sy pragtige seun Absalom, het 'n coup d'état uitgevoer, het hom van die troon afgestoot, en hy moes vlug vir sy lewe, want daar was sekere ouens wat vir Absalom ondersteun het, en sy hele koningskap, Davidsin, was in gedrang, en nou vlug hy met 'n klein groepie mense van die paleis na die woestyn toe, en hy gaan lê in die woestyndruwe. Wat moes daar aan sy hart gebeur het, toe hy gedink het aan sy seun wat hom verraai het, toe hy dink aan dit wat hy gaan verloor, wat het in hom aangegaan? Maar dan lees ek in Psalm 3, terwyl hy daar lê in die woestyndruwe, 'n psalm van Dawid, toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Here, ek het baie vyande, en baie kom in opstand teen my, Here. En baie sê vir my, God sal jou nie help nie. Maar Here, U beskerm my aan alle kante. U sal my eer en my aansien herstel. En as ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Daarom gaan ek nou lê, en ek gaan dadelik aan die slaap raak. En ek gaan goed slaap. En as ek wakker word, sal dit beter wees, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat op my toesak nie. Maar Here, U is my hulp. My oë is op U. Dieselfde Dawid word, voordat hy koning geword het, word vervolg deur Saul wat hom wil doodmaak. En dan Psalm 59 onder andere sê, Here, hy wil my doodmaak. Here, ek weet nie wat my toekoms is nie, ek weet wel ek is gesalf as koning, maar dit lyk nie of dit gaan gebeur nie. En Saul is besig om my te jag soos 'n hond. Dan skryf hy 'n lied, Psalm 59, sê, Here, U is my hulp. Ek het U nodig, wees daar vir my, help vir my. Het God hom gehelp? Ja. Het God hom gehelp teen Absalom? Ja, sy hart het gebreek oor sy seun. Maar ja, God het sy gebed gehoor. Jesus bid in Getsemane, soos ek net nog gesê het, en hy's vol angs, ag Here, wil U nie, Vader, hierdie bitterbeker van my wegneem nie. Hy was nie bang om dood te gaan nie, hy het geweet hy moet doodgaan. Hy was bang vir die beker wat hy moes drink, want die beker was gevul met die gif van sonde van die hele wêreld, en hy wat nooit gesondig het nie, moes die sonde vir die eerste keer in hom inneem. En hy was bang, wat gaan die sonde aan my doen? Wat gaan die vuilheid aan my doen? Daarom sê hy, asseblief vat die beker weg. Dan kom 'n engel en versterk. God stuur iemand om hom te help. Want hy het geweet, hy moet voortgaan. En God dank dat hy het. Want toe het hy gaan sterf vir jou en my sonde. En dan dink ek aan Hiskia, koning Hiskia in 2 Konings 19. Daar kom 'n ou met 'n geweldige groot army, met 'n weermag, Sanherib van Assirië. En hy is besig om die hele wêreld plat te vee. En hy kom staan teen koning Hiskia, en hy skryf vir hom 'n brief. Hy sê, dis verby met jou, my boet. Dit is verby, ons gaan jou vat, ons gaan julle almal wegvoer. En ons gaan julle doodmaak. En moenie dink jou God kan vir jou help nie. Wie dink hy is hy, dat hy vir jou kan help? Jy moenie op hom vertrou nie. Wat doen Hiskia? Hy vat die brief wat hy oor hom geskryf het, en hy gaan in die teenwoordigheid van God, en hy gaan op sy knieë. Hy sê, Here, kyk wat skryf hierdie man, kyk hoe dreig hy vir ons, kyk hoe dreig hy vir U, Here, help asseblief. En dan gebeur 'n goddelike wonderwerk, dat koning Sanherib skielik moet terugdraai na sy huis toe, omdat daar moeilikheid is by die huis, en Hiskia word bevry.
Moenie bekommerd wees. Kom na God toe met die dreigemente teen jou lewe. En net in die volgende hoofstuk 2 Konings 20 gaan lees ek van Hiskia wat hoor hy gaan sterf. Die profeet sê vir hom, maak jou reg, jy gaan sterf. En dan sê asseblief ek wil so graag nog bietjie leef. Ek sal tot die eer lewe, Here, ek sal my kant bring, Vader, maar wil U nie vir my net nog 'n bietjie spaar nie, asseblief. En dan sê die Bybel, en God het sy gebed gehoor. En het 15 jaar by sy lewe toegevoeg. Ek sal later een of ander tyd met julle praat oor hoe belangrik dit is dat ons bid vir ons gesondheid en vir ons liggame. Baie belangrik. Ek kan 'n boek skryf daaroor oor hoe die Here my liggaam aangeraak het, net omdat ek in sy oë gekyk het met 'n liggaamlike behoefte. Kom in geloof. Die Bybel sê God is 'n beloner van die wat hom soek. Neem vrymoedigheid en kom na hom toe. Moenie bang wees nie. Kom met geloof. Geloof sê ek neem kennis van U en ek vertrou op U, Here. U kan my red. Sou ek staan in die donker van 'n diep vallei, en of ek net soos 'n arend op die wolke gly, op my pad deur die lewe, oral waar ek gaan, sal my hart in die vrede van geloof bly staan. Want geloof brand soos 'n vlam in die nag, en teen die môre met die breek van die dag, weet ek en jy steeds, daar's 'n hemel wat wag, en ons tydjie hier is van korte duur, kom ons laai die vrag. In die huis van my Vader is daar soveel plek, en die tyd kom nader dat ons moet vertrek, en die korenlande dra die oes wat wag. Kom ons neem die hande, kom ons laai die vrag. Want geloof brand soos 'n vlam in die nag, en teen die môre met die breek van die dag, weet ek en jy steeds, daar's 'n hemel wat wag, en ons tydjie hier is van korte duur, kom ons laai die vrag. En in ons strewe na beter lewe, sien ons die windstreek, en ons weet ons weg. Ja, geloof brand soos 'n vlam in die donker nag, en teen die môre, teen die breek van die dag. Want geloof brand soos 'n vlam in die nag, en teen die môre met die breek van die dag, weet ek en jy steeds, daar's 'n hemel wat wag, en ons tydjie hier is van korte vuur, kom ons laai die vrag. Kom ons laai die vrag, kom ons laai die vrag. So gebed is 'n noodkreet in moeilike omstandighede, maar 'n noodkreet omdat die Here sê, moenie bang wees.
Vertrou my. Praat met my. En dan gebeur die wonderwerk wat ek in die laaste aand sal praat van hierdie ongelooflike vrede. Wat vir jou en my binne in die krisis laat slaap. Rustig maak. Dat ons onbeweegbaar kan staan. Sterk, gevul met God se krag. Meer as oorwinnaars. Deur Christus wat ons krag gee. Kom ons buig die hoofde. Gebedsweek 2023, dankie Here, dat ons kon hoor uit die pen van Paulus, wees bly oor wat jy het in Christus. Wees bly oor alles wat jy geërf het as sy kind. Wees bly oor die rykdom wat daar in hom is. Die versorging wat daar in hom is. Wees bly. En wees oor niks besorg nie. Moenie vrees nie. Praat met God, laat jou begeertes bekend word. Praat met hom. En die vrede van God sal die werk in jou doen. Waarvoor is jy bang vanmôre? Wil jy nie net daar waar jy sit vir die Here sê, Here, ek is bang daarvoor of daarvoor, maar Here, ek sê, ek kyk nou weg van my vrees, van hierdie probleem, en ek kyk in u oë. Help my, Here. Sê dit vir hom. Ek wil ook bid, Here, vir mense wat genesing nodig het in hulle liggame, dat U die liggaam sal aanraak in die naam van Jesus Christus, want deur die wonde het vir ons genesing gekom, liggaam, siel en gees. Maar ons bid vir die liggaam wat seer is, en ons bid, Here, vir die prosedures wat moet plaasvind, ons bid vir die operasies wat moet plaasvind, ons bid, Here, vir U hand op mense se liggame tot genesing in Jesus se naam. Ons dank U daarvoor. En as hier iemand mag wees vanoggend wat sê, ek is nie seker van my verhouding met God nie, ek is nie seker of ek na hom toe gaan as ek doodgaan nie, ek is nie seker of hy my sonde vergewe het nie, wil jy nie net daar waar jy sit vanmôre sê, Here, vergewe my. Ek kom na U toe. Miskien vir die eerste keer in jou lewe, sê vir hom, ek kom na U toe vanmôre, Here. Ek sit my paphandjie in U groot sterk hand. Hier is ek, Here. Ek sê ja vir U. Verlosser, verlos my van my sonde. Verlos my van my verlede. Begin 'n nuwe toekoms saam met my. Sê dit vir hom. As jy dit in stilte in jou kop net met hom deel, dan hoor hy dit en dan sê hy, my kind, dis hoekom ek Jesus gestuur het, dis hoekom hy gesterf het aan die kruis, dit was vir jou, vat dit, dis joune, vergifnis is jou deel, dis joune. Ek skryf jou naam vandag in die boek van my lewe. Kom na hom toe vanmôre. Sê vir hom ja. Die laaste ding wat ek wil vra, dat jy net van my vra is, Here, help my om met U te gesels. Help my om te bid. Ek kom met vrymoedigheid. Leer my van gebed. Leer my hoe om 'n verhouding met U te hê, met U te praat. Ek wil nie soos 'n bedompige man wees in 'n huwelik wat nooit met sy vrou praat nie. Ek wil met U praat. My hart moet oop wees na U toe. Leer my. Amen. Dankie. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Het ons 'n kollekte? Nee, kollekte is 'n verkeerde woord. Kollekte beteken ons roep jou. Dis 'n dankoffer, is iets anders. Here, ek is so dankbaar vir wat U vir my gegee het, Here. Hoe kan ek die koninkryk bou, Vader? Hier is 'n bietjie geld, Vader. As jy niks het om te gee, nie is dit reg. As jy iets kan gee, gee iets. As jy baie kan gee, gee baie. Maar gee, want hy het alles vir jou gegee. En terwyl, dis nie by die deure nie, né? Dis hier so, alright. Kom ons neem dit geop, en terwyl dit opneem, sing ons sommer die oorwinningslied.
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Vanaand praat ek met julle oor julle drome, julle begeertes. Dit praat met God oor jou begeertes. Hy luister graag. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy regeer. So kom ons loof hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. En die Here is jou vesting. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen. Hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Ons staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas versuine slaan op tromme en kom dans voor God se hoog. Kom lief in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Kom ons loof hom. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. God se woord sal ewig staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat sy genade bewys het aan die kruis toe hy in ons plek gesterf het, die liefde van God wat hom vir ons gegee het, en die gemeenskap, die teenwoordigheid, die werking van die Heilige Gees is jou deel. Moenie bekommerd wees nie. Amen. Sien jou vanaand 5:50. As daar iemand is wat belangstel, hier is ook 'n 3-CD stel. O, skies, jy moet nog ietsie sê. Jammer. Wel, ek weet dit is nou mosterd na die maal soos om gesê het. Maar baie welkom hierso. Ons hoop is regtig vir hom 'n besonderse ervaring hierso. En baie dankie ook dat hom op sy weg oopgesien het om week van gebed hier by ons te kom lei. Soos julle gehoor het, dis nou elke aand van vanaand af tot Dinsdag aand, elke aand 6:00, wat oom so 'n bietjie verder met ons gaan praat oor die krag van gebed. Dankie ook vir die besonderse boodskap. Ek dink elkeen van ons hier vandag is aangeraak daardeur. So regtig baie dankie. Dan ons het groot planne vir die katekese hierdie jaar. So hierdie is net so 'n voorsmaakie van wat alles daar gaan gebeur hierdie jaar.
where many a dream has died. Like a tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God, we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were Nou soos julle daar gesien het, ons gaan 'n nuwe naam vandag kies vir die kategese. Die kinders gaan vandag stem, so as jy wil weet wat die naam is, vra vir hulle, want dit gaan op die ou en hulle wees wat die naam gekies het. Dan 'n ander ding, wil ek ook net vra die van julle wat dalk die eerste keer hier is vanmôre of nuwe intrekkers is, ons gaan iemand hier voor vanmôre hê, Neil en Anien, wat julle gaan verwelkom en bietjie saam met julle koffie drink. So as jy 'n nuwe intrekker is of nuut hier is by ons, kom asseblief na vore na ons hier klaar is en kom drink bietjie saam met ons koffie, ons wil jou graag beter leer ken. Dan 'n baie lekker deel van ons erediens. Dis weer daai tyd dat ons die verjaarsdag vier. So as jy hierdie week verjaar het of die week wat kom verjaar, kom asseblief vorentoe en kom haal vir jou ballon en 'n sjokolade asseblief. Ek weet van een persoon wat hier sit vanmôre. Ek weet nie of hy vorentoe gaan kom nie. Is daar dalk nog iemand wat nie vrymoedigheid gehad het nie? Kan ons net kyk. Wil iemand langs hulle net die persoon verklap? Daar agter klink dit my. Ek gaan daar ietsie gee. Is daar nog iemand wat ek mis ek 'n hand iewers? Ek sien, daar. Okay, nee, maar ek sal nou. Okay, net na die tyd kom, want ek sien ons is 'n bietjie skaam voor dit toe te kom, so is reg. Ek sal na die tyd gou net kom seker maak wie dit is. Daar nog iemand? Baie dankie, baie geseënde dag vir elkeen en ons nooi julle uit, kom drink bietjie koffie saam met ons asseblief. Dit sal lekker wees. Baie dankie. Ekskuus, net 'n laaste ding, kan die sonndagskoolkinders net vir ons agterbly? Ekskuus, ek het nie geweet daarvan nie. Okay, so almal wat sonndagskool het, moet net vir ons agterbly. Die res van ons kan gaan koffie kry. Dankie.